Yes, he needs it from. Gilles Wapni le Siplak Antonia.
Sê baie welkom aan elkeen wat hier is vanoggend vir Frik se gedenkdiens en ek weet dit is nie maklik om hier te kan wees nie. Dit maak bitter seer om 'n geliefde aan die dood af te staan. En my hart gaan uit na julle as familie en as vriende in hierdie moeilike tyd. En ek weet as mense gekyk het na sy lyding, dan dink 'n mens ja, dit moet 'n mens verwag het, maar dit maak dit nog steeds nie makliker nie. Sy heengaan bly 'n groot skok, dit bly groot seer, dit bly 'n geweldige groot verlies in elkeen van julle se lewens. En daarom bid ek dat die Here julle sal vertroos, dat hy julle sal kom bystaan en dat hy julle as familie net sal kom versterk en sal kom deurdra in hierdie tyd. Baie keer dan sal mense vir my sê, Dominee, as ons die diens afgehandel het, dan is alles oukei, dan kan ons weer leef. Maar weet julle wat? It's not true. Julle gaan verlang, daar gaan 'n leemte wees. Sy stem is weg. Daar gaan seer kom. Daar gaan tye kom dat julle sê onthou Frik se nou dit gesê het. Onthou julle die voels of onthou julle hierdie dag of hy se nou weer sy stem verhef het en gesê het nee, dis die verkeerde manier. Hierdie is die regte manier. En daar sal sulke goed wees wat ek en jy kan herinner. Daar's soveel goed wat ek en jy kan vashou vandag. En dis juist wat dit so moeilik maak om net te kan sê let go. Dis nie maklik nie. Daarom bid ek en vertrou ek dat die Here vir julle sal kom vertroos, sal kom bystaan en sal kom help in hierdie baie moeilike tyd. Ek gaan vir ons 'n gebed doen en daarna gaan ek vra dat julle saam sal staan. Daar's 'n liedjie wat ons gaan sing, Nader my God by U. So kom ons buig net die hoofde, dan bid ons net eers saam. Here, baie dankie dat ons vandag hier bymekaar kan wees. Dankie dat ons net in U teenwoordigheid kan kom. Ek kom bid en vra dat U elkeen wat hier sal seën, sal kom versterk. Here, hierdie was 'n pa, hierdie was 'n oupa, hierdie was 'n vriend, hierdie was 'n voelboer, hierdie was 'n man met wysheid wat weg is. En Here, dit maak dit so moeilik. Ons weet dat hy het swaar gekry, ons weet sy liggaam het ingegee en sy liggaam kon nie meer nie. En Here, ons het baie vrae gehad ook rondom die stryd. Hoekom moet hy swaar kry? Hoekom moet hy deur die lyding gaan? Maar Here, ons weet vandag hy's op 'n beter plek en hy het nie meer hierdie seer nie. En daarom kom bid ek en vra ons, Here, dat U hierdie familie sal kom bystaan, sal kom vertroos en sal kom versterk in Jesus se wonderlike en heilige naam. Amen. Ek weet julle is emosioneel, julle hoef nie, as jy nie wil sing nie, moenie sing nie, julle kan net staan en luister ook na hierdie lied. Ek speel hom graag vir julle, Nader my God
by u. Die woorde sal ook op die skerm wees. My God, my nader tot my, met die genade hier, na sieldas vry, dan sal my lief steeds bly. Nader my God, my lief, nader my God, my lief, steeds nader. Steeds bly, nader my God, my nader my God, my steeds Julle is welkom julle sitplekke in te neem. Voordat ek na die woord van die Here kyk, wil ek graag vir julle net hierdie in die blaadjie lees, die begrafnisbrief. Hy begin met die woorde: Rus in vrede. Frederik Johannes Smit was 'n baie hardwerkende man, was 'n natuurmens, was 'n voëlboer en 'n groot musikant. So beneek soos hy was, so goeie en regverdige mens was hy ook. Daar was net een manier by hom en dit was die regte manier. Hy laat sy eggenoot, 5 kinders, 3 skoonseuns, 1 skoondogter, 8 kleinkinders, 17 agterkleinkinders daar en daar gaan 'n baie groot leemte in elkeen van ons wees, sonder ons geliefde eggenoot, pa, oupa en oupa, grootjie en vriende. Ons sal pappa oneindig baie mis. Ons sal ons pappa oneindig baie mis, maar ons dank ons hemelse Vader, hy die beste blom kom pluk, tot ons weer sien, ons sal almal gaan pappa baie mis. Sy liefde, wysheid en sagtheid sal altyd in ons harte bly leef. Sy herinneringe wat hy agterlaat, is 'n skat wat ons vir altyd sal koester. Denke vir elke oomblik, elke lag en elke les. Rus sag, geliefde pappa, jou stryd is gestryden, jou kroon is gewen, tot ons weer saam is. Bly jy ons engel wat oor ons waak.
Nou, ek het baie gedink aan wat 'n boodskap om te bring vanoggend vir julle en ek het vasgehaak as gevolg van die feit dat hy 'n geweldige liefde vir voëls gehad het, 'n voëlboer was en vir die natuur so lief was, het ek vasgehaak by Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 25 en julle ken almal hierdie gedeelte, is 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here, maar hy lê baie klem op die voël en julle sal nou sien hoekom dit vir my so gepas was om hierdie gedeelte vandag met julle te deel. Ek lees graag vir julle uit Matteus hoofstuk 6 dan vanaf vers 25 tot en met vers 34. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lente voeg? En wat kwel heel oor die klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Want na hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. As jy nou hierdie gedeelte kyk, dan sien jy hy word baie vergelyk na God wat voorsien en dan ook die vergelyking wat hy maak van lelies en van voëls en verskeie dinge. Maar wat vir my baie indrukwekkend is eintlik as jy gaan kyk na 'n voël. 'n Voël is 'n dier wat elke dag vrolik opstaan. In die oggend word jy wakker en jy hoor die gechirp en die geluide en die gesing van voëls en jy hoor die vrolikheid en jy hoor die sagtheid daarvan. En 'n voël is 'n dier wat eintlik spanningsvry is. Elke dag staan hy op en hy stres oor die lewe nie. Hy het nie daai vrees en angs oor wat gaan ons eet, wat gaan ons aantrek, wat moet alles gedoen word nie. Hy staan nie op met daai druk van die lys en die lewe wat sê ek moet al hierdie take verrig nie. En Frik was ongelooflik lief vir voëls gewees. Ek dink dit het seker vir hom 'n geweldige rustigheid in sy lewe gebring. Die vrolikheid van die natuur, die vrolikheid van die gechirp en die gesing van hierdie voëls. En hy het ook 'n geweldige liefde vir musiek gehad. En ek dink hy het baie keer gaan sit en luister net na die voëls, want dit sou vir hom 'n kalmte gebring het. Dit sou vir hom 'n rustigheid gebring het. Dit sou vir hom vrede gebring het om net te kan besef dat God is daar en God sal vir jou en my kom lei. En ek dink vandag as ek en jy daar staan en ons staan hier by Frik se kus en ons gaan staan nou by hierdie lijkswa, dan is dit asof die dood 'n realiteit word. En dan begin ek en jy vreesagtig te raak en sê Here, maar hy is weg, hy het sy asem uitgeblaas, gaan ek okay wees? Gaan ek kan leef? Gaan ek kan lag? Gaan die lewe ooit weer dieselfde wees? Verskoon tog. Daar kan so baie dinge in ons gedagtes opkom en ek en jy kan so maklik sê, weet jy wat, ons sukkel om afskeid te neem, ons sukkel om okay te wees. Verskoon my. Verskoon my. Die verkoue wil net nie 'n mens los nie. Maar as jy gaan kyk na die voël en die rustigheid en die vrede van die voël, dan is daar vir my boodskap wat die Here vandag vir julle wil kom gee om te kom sê dat heidaglik voel dit vir jou asof jy nie weer gaan kan sing nie. Heidaglik voel dit vir jou asof die vreugde van 'n voël uit jou lewe uitkom steel is, want jy hoor nie die gechirp nie. Die oomblik toe hy oorlede is dit asof daar doodse stilte gekom het. Daar het 'n pyn gekom, daar het 'n seer gekom, daar het 'n verlange ingeskop. Daar het soveel trauma in 'n ou se lewe ingeskop wat jy baie dinge deurstoei en sê Here, maar hoekom? En daar was baie vrae voor die tyd. Hoekom hierdie laaste paar jaar so ly? Hoekom so siek wees? Hoekom deur hierdie kwale gaan? Hoekom moet hy deur dit gaan het? En daar is nie antwoorde altyd vir hierdie dinge nie. Maar as jy gaan kyk na die woord van die Here, dan kom sê hy vir ons, salig is die wat treur want hulle sal vertroos word. Dit is in die bergpredikasie in Matteus hoofstuk 5. En hy kom maak hierdie belofte
belofte en hy kom sê eintlik vir jou dat net soos wat die voëls môreoggend weer gaan opstaan, weer gaan chirp, weer gaan sing, kan jy opstaan en sal jy weer okay wees. En dit voel dalk vir jou vandag wat jy kan sê, Here, maar ek is nie okay nie. Here, ek gaan nie okay voel nie. Ek gaan nie, Here is net te groot om oor te kom. En die Here kom maak die belofte en hy sê vir jou, jy sal weer okay wees. In Psalm 34 vers 19 sê die woord weer vir ons, die Here is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos die wat verslaas van gees. Julle is vandag gebroken in hart. Julle is verslaaf van die gees. Julle is seer, julle is gebroken, julle is stikkend. En die Here kom en hy sê, net soos dat hy gaan omsien vir hierdie voëls, net soos wat hy vir hulle sorg, so sal hy vir julle sorg. So sal hy vir julle kom deurdra. Die vyand kom en hy kom maak baie keer hierdie ding by my en jou wakker wat sê, my lewe het tot 'n einde gekom die oomblik toe Frik se asem uitgeblaas het. En baie keer dan kom jy die vyand en hy kom hamer daarop en hy kom sê vir jou, maar onthou sy stem is leeg, gaan jy ooit okay wees? Wie gaan jy nou vra vir wysheid? Vir wie gaan nou vir jou sê wat is die enigste en die regte manier? Wie gaan nou hardkoppig of moeilik wees by die huis? Wie gaan nou vir jou kom hamer? Met wie gaan jy nou kan stry? En daar's soveel dinge wat jy deur jou kop kan gaan en wat die vyand vir jou kom sê om te sê jou lewe is tot 'n einde as gevolg van die feit wat Frik se asem uitgeblaas het. En die realiteit is dis nie verby nie. Sy lewe is klaar. Hy het sy asem uitgeblaas, maar elkeen van ons wat hier sit, moet nog leef en het 'n rede om te leef en het 'n rede om op te staan. En ek kan vandag vir jou sê dat Frik sal wil hê dat jy moet okay wees. Hy sal wil hê dat jy moet aangaan. Hy sal wil hê dat jy moet weer lag en weer sing en weer die vreugde van die lewe moet geniet en weer na die voëls moet kom luister. En dis hoekom dit belangrik is dat jy vandag moet besef dat daar is een trooster en daar's een plek van vertroosting en dit is die Here Jesus Christus. Hy kom beskryf dit eintlik in hierdie gedeelte so mooi om te kom sê dat hy kyk na die voëls. Hulle hoef nie te worry nie, hulle hoef nie te werk nie, hulle hoef nie rond te gaan nie. Hulle hoef nie te dink ek moet nou gaan werk en wurmpies gaan soek om te eet nie. Die Here voorsien vir hulle oorgenoeg, meer as genoeg. En dan kom hy met die belofte en sê vir ons, hy sal vir jou en my voorsien. Hy sal vir jou en my sorg. Hy sê nie in hierdie gedeelte kyk na die rykdom van 'n koning nie. Hy sê nie gaan kyk na die vleuels wat in die paleise is nie. Hy sê nie gaan kyk na die land se bestuur en die rykdom en al hierdie mense met wie dit eintlik dan goed gaan nie. Hy sê vir jou en my gaan kyk na 'n eenvoudige dingetjie soos 'n voël. Gaan kyk na 'n eenvoudige dingetjie soos 'n lelie in die veld. Gaan kyk na 'n eenvoudige dingetjie en hoe God vir daai ding sorg, sal hy vir jou kom sorg. Met ander woorde, hy sal jou omvou met sy liefde. Hy sal jou kom versterk. Psalm 90 of 91 begin met die woorde, hy wat skuilplek soek by die Allerhoogste sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Met ander woorde, hy kom omvou jou, hy kom versterk jou, hy kom draai jou deur in sy teenwoordigheid. Al wat jy moet doen is sê, Here, ek het nodig om aan U vas te hou. Ek het nodig dat U my moet oprig. Ek het nodig dat ek weer met 'n gelied in my hart moet wakker word. En die Here sal daai lied vir julle kom bring en hy sal dit vir jou kom sterk maak. In Klaagliedere hoofstuk 3, en dis eintlik 'n deel wat 'n mens sal dink is 'n moeilike deel, want as jy dink aan klaagliedere, dan dink jy altyd hierdie is net 'n ou wat gaan kla en net negatief gaan wees, maar tog as jy in hierdie hoofstuk gaan kyk, dan sien jy daar kom 'n besonderse boodskap vanaf vers 22 wat vir my en jou hoop kom gee. En vandag wil ek vir jou kom sê dat net soos wat 'n voël weer hoop kry, net soos wat 'n voël elke dag kan opstaan en kan sing en kan leef en kan vrolik wees, kan jy ook wees, al is Frik nie meer by ons nie. Al verlang jy na hom. Kyk wat skryf Klaagliedere hier vir ons in vers 22. Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Luister mooi na daai woordjie. Hy's elke môre nuut. Die barmhartigheid van die Here is elke dag nuut. Met ander woorde, elke dag kan jy opstaan met 'n nuwe lied in jou hart. Elke dag kan jy opstaan en sê, Here, ek gaan luister na hierdie voëls wat sing, want dit bring vreugde in my hart. Dit bring blydskap in my hart. Dit bring 'n belofte in my hart dat U vir my sal sorg en sal dra en sal seën en sal opbou en sal genees van hierdie pyn. Want jy sien, die oomblik as ons 'n geliefde aan die dood afstaan, is daar so 'n groot vakuum binne in my en jou, wat hier niks volgemaak kan word nie. Niemand op hierdie aarde sal ooit Frik se plek aanvat nie. Geen persoon sal ooit die pa wees wat hy was nie. Geen persoon sal ooit hierdie oupa wees nie. Geen persoon sal ooit hierdie oupa groot kan wees nie.
En hulle moenie eens probeer om dit te wees nie, want dit is onmoontlik om dit te wees. Want hy was uniek gewees. Hy was sy eie gewees. En dis wat dit so moeilik maak, dat ek en jy sit en sê, Here, maar 'n deel van my het gesterf, 'n deel van my is weg. En ek en jy sit met hierdie pyn en hierdie ellende en sê, Here, hoe gaan ons okay wees? Hoe gaan ons vorentoe gaan? Maar die Here kom en hy skryf hier, hy sê vir jou, sy barmhartigheid het geen einde nie. Met God se goedheid, God se liefde, God se seën, God se omgee hart, God se krag wat jou kom optel elke dag, daar is nie 'n einde daaraan nie. Met ander woorde, jy sal môre kan opstaan. Jy sal okay wees. Dit gaan nie maklik wees nie. Daar gaan 'n verlange wees, daar gaan 'n seer wees, daar gaan 'n begeerte in jou hart wees om weer tyd met hom te kan spandeer, om weer die opgewondenheid te sien as hy by sy voëls was, as hy tyd spandeer het in die natuur. Maar hier kom die Here en hy maak hier belofte en sê elke môre is nuut. U trou is groot. Met ander woorde, dis God se trou, dis God se grootheid wat vir jou en my die hoop gee om op te staan. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Daar's 'n hoopvolle toekoms. Jeremia 29 vers 11 kom sê dit ook baie mooi vir ons, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, om vir julle 'n hoopvolle, 'n vredevolle toekoms te kan gee. En ja, dit was dalk tyd dat die Here gesê het, soos Johannes vir ons sê, hy gaan om vir ons plek te berei. Wanneer die plek gereed is, kom haal hy vir ons. En wat het hy gedoen? Hy het Frik geroep en vir hom gesê kom huis toe. En hy's by die Here. Hy's op 'n beter plek. Daar's geen meer pyn nie, daar's geen meer lyding nie. Daar's geen meer seer nie. Kan jy jou indink wat se vreugde en blydskap in sy hart moet wees? En daar's nie net voëls daarbo nie. Daar's engele. Kan jy dink hoe gefassineerd gaan hy wees met daai engelvlerke wat daarbo is? Daar's 'n beeld wat ek en jy kan vashou. Daar's 'n hoopvolle toekoms wat dit vir ons makliker maak. Ja, ons gaan verlang. Ja, daar gaan seer wees. Ja, daar gaan moeilike tye wees. Maar solank as wat jy Jesus by jou het, is daar hoop. In vers 25: Goed is die Here vir die wat op hom hoop. Met ander woorde, the best is yet to come. Ons lewe is nie tot 'n einde nie. Ons moet voluit leef. Die beste is nog om te kom. Die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek, dit is goed om in die stilte uit te hoop op die Here en te wag op sy hulp. Dis goed om op God te vertrou. Wat leer ek en jy in hierdie tye wat ons by iemand se afsterwe kom? Om op God te vertrou, om God te soek. Hier in Matteus 6 skryf hy vir ons eintlik dit so mooi, want hy begin om te sê, kyk na die lelies van die veld, kyk na die voëls, kyk na al hierdie dinge, en hy maak hierdie vergelyking en sê, wie sorg vir hulle, wie omvou hulle, wie seën hulle, wie beskerm hulle, wie behoed hulle, wie bewaar hulle, en in baie tye sê ons, weet jy wat, dis 'n rol van 'n pa, dis 'n rol van 'n oupa, om jou veilig te laat voel, en dit is so, maar hy's weg, hy het sy asem uitgeblaas, en daar's net een plek waar jy dit kan kry. En Matteus 6 vers 33 kom sê dit, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Met ander woorde, as jy na God toe kom en jy gaan hom soek en jy gaan hom die kern, die sleutel, die almag van jou lewe maak, en kom die Here en sê, jy sal okay wees. Gaan ek en jy gevrywaar wees van pyn? Nee. Johannes 16 vers 33, hy sê dit eintlik so mooi. In Engels sê hy, I will go through trials and sorrow and tribulation, but take heart, I have already overcome the world. Met ander woorde, daar's vrede by God en net God alleen. Ek en jy gaan deur tye van seer gaan. Ons gaan deur smarte gaan. Ons gaan nog by nog grafte gaan staan. Ons gaan nog geliefdes gaan sien hoe hulle asem uitblaas en ons gaan nog 'n keer by 'n graf kom en ons gaan stikkend wees en ons gaan nog baie trane uitstort. Maar die realiteit van die lewe is, as God saam met jou is, hoef jy niks te vrees nie. Dis hoekom hy in Psalm 23 skryf in vers 4, al gaan ek ook in die dal van dood skade weë, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is met my. Die Here is saam met julle. Die Here is by julle. Hy dra julle. Daarom sluit hy in hierdie Matteus af in vers 34. Kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel.
Ek en jy kan hier sit en sê, Here, ek is bekommerd, ek is onseker, ek weet nie hoe die toekoms lyk nie, ek weet nie hoe ek gaan leef met hierdie verlange nie, ek weet nie hoe ek okay gaan wees nie. Dis soos 'n berg wat voor my staan. Psalm 121 antwoord dit ook baie mooi vir my en jou. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Die berg voor julle is Frik se dood. Die berg voor julle is hy wat weg is, sy asem uitgeblaas het. En ek en jy sê, Here, hoe gaan ek oor hierdie berg kom? Hy's te groot, hy's te wyd, hy's te lank. Ek kan nie 'n tonnel grawe nie, ek kan nie om hom loop nie. Hy's groot, hy's reg voor my. Dan antwoord Dawid in daai Psalm, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. As hy vir 'n voeltjie sal sorg, as hy vir 'n duif sal sorg, as hy vir 'n mossie sal sorg, as hy vir 'n lelie in die veld sal sorg, sal hy vir jou sorg, sal hy vir jou dra, sal hy vir jou vertroos. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef geen onheil te vrees nie, want God is met jou. So vandag wil ek julle bemoedig met hierdie woorde. Hou vas aan die Here. Hou vas aan sy krag. Jy is meer werd as die voëls van die hemel. Jy is meer werd as al die goud en silwer in hierdie wêreld. Dis hoekom Jesus aan die kruis vir jou kom sterf het, sodat ek en jy hoop kan hê. Ons hoop is nie in onsself nie. Ons hoop is nie in hierdie wêreld nie. Ons hoop is in Jesus Christus. En hy kom sê vir jou vandag, jy kan wees soos daai ou bekende liedjie sê, ek sien kans vir môre. Hoekom? Omdat Jesus leef. Waar Jesus is daar hoop. Waar Jesus is daar troos. Waar Jesus is daar vergifnis. Waar Jesus is daar lewe. Ek en jy kan voluit leef. Ek en jy kan vas staan in Jesus. En ek weet dat Frik sou wil hê môreoggend dat ons moet luister na die voëls, die gesing, die gechirp daar buite en sê daar is nog lewe. Ek het 'n rede om aan te gaan. Mag die Here julle elkeen seën. Kom ek bid vir julle. Here, dankie dat ons uit die woord uit kan leer en kan sien dat die voëls en die mossies en die natuur so 'n groot rol speel. Dankie dat U vir Frik 'n liefde gegee het vir die natuur. Dankie dat hy altyd soveel tyd geneem het om in die natuur te wees en te luister na die voëls en dit te geniet het. En Here, ons weet vandag dat U ons elkeen so sal vertroos, soos wat U hom altyd getroos en bygestaan het. Dankie vir die rol wat hy gespeel het in elkeen se lewe as 'n pa, as 'n leier, as 'n priester, as 'n profeet in die huise. En dankie dat ons vandag kan weet, Here, wat 'n vriend het ons in Jesus. En dat ons weet dat U by ons kom staan en dat U ook so saam met ons is. Ek kom bid en vra dat U 'n vriend sal wees vir hierdie familie. Dat U hulle sal bystaan. Dat U naby dit so teenwoordig sal maak dat hulle kan sê, ek is okay. Ek sien kans vir môre, want U is met my. Ons loof U en ons prys U daarvoor vandag. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan na tweede liedjie, gaan ons saam sing. Julle is welkom saam te staan en hierdie een is wat 'n vriend het ons in Jesus en sy woorde sal ook op die skerm wees. Baie dankie.
Baie dankie, dit is welkom om 'n sitplek in te neem. Hy woord is so waar. Aan die boesem is ons veilig. Hy vertroos ons keer op keer. En die Here sal vir julle kom vertroos en hy sal vir julle kom bystaan. Ek gaan vir Lien Buys vir ons na vore roep, as ek die naam reg het. Net vir ons gou huldeblyk te doen en dan na hom gaan Gideon Pretorius vir ons ook huldeblyk doen en dan gaan Gideon sommer vir ons die bedankings ook doen. My liefste oupa, my woorde is min en my hart voel rou, maar ek weet oupa het nou rus. Oupa het baklei van 1992 af met oupa se hartjie. In die laaste 9 jaar het oupa so hard baklei om aan die lewe te bly. 10 maande op 'n siekbed moes nie maklik wees nie, sonder om te kan beweeg. Ek sal nooit vergeet hoe baie ek en ouma die 9 maande in moeilikheid was, omdat ons te lank in 'n dorp bly. En oupa gedurend vir ons gesoek het en gesê, julle twee Lena soek vir my. Daar is so baie goeie herinneringe van oupa wat agtergelaat is. Ek sal nooit oupa se gesiggie vergeet, die dag toe ek vir oupa gesê het, ek trou in hierdie jaar. Al wat oupa kon uitkry is 'n traan wat rol oor die wang van blydskap. En oupa het gesê, my kind, ek stort. Maar ek weet die Here het oupa nodig gehad om voor die troue. Maar nou weet ek oupa gaan daar wees. Of mag ek oupa nie sien nie, gaan ek oupa kan voel. Al is oupa weggevat van ons af, kan ek oupa nog steeds hoor, daai uitspattige harde lag, oupa se stem, kan oupa nog steeds voel in daardie huis. Ek sal nooit vergeet die tye wat ons by oupa en ouma gesit het, terwyl oupa hulle konsertina aan Trekrivier gespeel het. Ons kinders was altyd te bly as ouma hulle gespeel het en ons kon daar sit. Maar nou weet ek oupa sit in die hemel en speel vir al die engele. Al die engele dans saam met oupa, hulle lag. En ek weet in ons harte wil oupa nie ons hartseer voel of huil nie. Dit is nie 'n mens wat oupa was nie, oupa was 'n sterk man. En dit is so waar wat my boetie in die week vir my gesê het, 'n groot boom het geval. Oupa was 'n baie sterk man en 'n groot man wat ons nooit sal vergeet nie. Dan het tannie Marinda Foster sy dogter gevra. Sy het vir my 'n mooi liedjie gestuur vanoggend wat sy gesê het, wasn't ready to lose you. Sy het gevra asseblief dat ek dit net vir haar sal noem. En dan wil ek net vir Jan sê, dankie vir al jou ondersteuning hierdie week. Dankie vir al jou bystaan. Sonder jou sou ek dit nie kon doen nie. Ek weet ek was so 'n bietjie lelik die week. Maar nog steeds het hy gebly staan. En ek wil net vir al die familie, vriende en almal wat agtergelaat is sê, ek is met julle.
Mag ons Papa Jesus julle harte vasstyf hou tot ons weer ontmoet. Spaar u vir oupa. Gideon, ons na vore sal kom asseblief. Liewe oupa, vandag neem ons afskeid van 'n Ester van 'n man. Jy was sterk, liefdevol en altyd daar. Liewe familie, ek sal jou onthou waar jy buite staan, het die hoenders en die voeltjies gehoor. Het die vrede geniet, het wat jy so lief gehad het. Musiek was deel van jou hart. Jou Concertina se klanke en die orkes wat jy opgebou het, sal altyd herinneringe bring van die vreugde wat jy met ander gedeel het. Dankie vir alles wat jy vir my beteken het. Jou voetspore sal vir my altyd in ons harte bly en jou herinneringe sal nooit vervang word nie. Rustig oupa, jy sal altyd gemis word en onthou word met liefde, jou kleinkinders. Dan vir die bedanking wil ek maar net sê, namens die familie wil ons graag ons opregte dank en waardering uitspreek. Eerstens, dankie aan die kerk en die pastoor vir julle ondersteuning en genade en die mooi diens waarmee julle vandag van oupa afskeid geneem het. 'n spesiale woord van dank aan Bob vir julle professionele en uitstekende diens in hierdie moeilike tyd. Aan my ouma, daar is nie genoeg woord om dankie te sê vir die liefde en geduld en toewyding waarmee ouma vir oupa versorg het gedurende sy tyd as bedlêende pasiënt nie. Ouma was elke dag aan sy sy en het soveel liefde na hom opgesien. Aan my ma, dankie dat ma elke dag daar was om vir ouma te ondersteun en te kan help. Oupa se versorging, hulle het elke sekond van elke dag seker gemaak dat hy met liefde, waardering en sorg behandel word. Ons is innig dankbaar vir julle wat julle vir ons gedoen het. Julle liefde en opoffering sal nooit vergeet word nie. Baie dankie aan elkeen wat op enige manier en ondersteuning bygedra het en liefde aan ons familie betoon het gedurende hierdie moeilike tyd. En dan wil ek maar net vir Boesman ook sê, baie dankie vir die duiwe. Het is nooit maklik om die boot te kom staan nie. Het is altyd moeilik vir die familie om bedankings en huldeblyke en al hierdie goed te kan doen. So, julle het goed gedoen, mag die Here julle versterk en mag die Here julle elkeen net kom vertroos in hierdie tyd. Ek gaan vir ons die draers vra, of eers voordat ek die draers vra, is daar iemand anders wat dalk 'n huldeblyk sou wou doen? Iemand wat dalk voel, ek sou graag ietsie wou sê, iets wat ek sal onthou van Frik, wat hy altyd gesê het, wat hy altyd gedoen het, iets wat vir jou uitstaan, enigiemand dalk vrymoedigheid het om ietsie te deel. Niemand. OK. Ek gaan dan vir ons die draers aankondig wat vir ons gaan uitdra. Rika van der Merwe, Sanet Pretorius, dan is dit Morney van der Merwe, Gideon Pretorius, Frik van der Merwe, Werner van der Merwe en dan Lena Smit loop voorkus.
Ons gaan 'n liedjie vir julle opsit en dan daarmee gaan ek vra dat almal net vir ons sal staan en dan gaan ons kansie gee vir hulle om met die kus uit te beweeg. Dan gaan ons buite toe gaan by die lijkswa en ons gaan daar by die lijkswa net 'n laaste skrifgedeelte doen, gebed vir julle sê, stuur na die Here toe. Ons gaan dan geleentheid gee vir laaste eerbetoning en dan soos wat die kus gaan wegry, gaan daar duwe vrygelaat word en dan is julle welkom as familie en vriende om net na die saal hier langs die kerk toe te beweeg en daar saam 'n verversing te kom geniet en 'n tydjie saam met die familie te kom geniet. So as julle sal staan, baie dankie. As ek jou weer sou sien, sou jy ook voel hoe diep ek jou bemin. Ek voel as vriend, Ek lees graag vir ons net die laaste gedeelte Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde. Na waters waar is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Kom ons bid net gou woord saam. Here is seker die moeilikste deel. As ons hier by hierdie lijkswa staan en ons weet dat Here is die laaste keer wat ons 'n eerbetoning kan doen op hierdie aarde. Dit is die laaste keer wat ons kan totsiens sê vir Frik. En daarom kom bid ek en vra dat U elkeen wat hier is, sy vrou, sy kinders, sy familie, sy kleinkinders, agterkleinkinders, vriende, elkeen wat hier is, sal toevou met U liefde. Dat hy sal kan voortleef in elkeen se hart. Dat hulle hom sal onthou vir wie hy is en wat hy was. En dat hy sal voortleef in hulle elkeen. Ons bid dit vandag in Jesus se wonderlike en heilige naam. Amen.